J-Math. So nou dat jy klaar dubbelhoeke en saamgestelde hoeke geleer het, is dit die nuwe graad 12 goeders is nou klaar. So nou gaan hulle net die nuwe goed by alles wat jy klaar geleer het in graad 10 en 11 gaan insit en dan brei goedjies net so bietjie uit, maar die nuwe goed wat jy moet leer is nou verby. So nou kom ons by daai somme wat jy al in graad 10 begin het, waar hulle vir jou sê sin, kos of tan is gelyk aan hierdie breek, jy moet 'n driehoek teken in Pythagoras en dan oplos volgens daai driehoek. Maar hulle gaan nou saamgestelde en dubbelhoeke hier kom indruk. So kom ons kyk hoe lyk dit. So hierdie som begin met 5 tan x minus 10 is gelyk aan 2. Stap 1 is altyd kry sin, kos of tan alleen. So ek gaan hom gaan oorskryf as tan van x is gelyk aan 12 op 5. Nou ek sien ek gaan werk met x'e en ek gaan werk met 'n k. So ek gaan dit net in twee verskillende kleure doen, dat jy kan trek hou met wat ek doen en dat die vraag later vir myself baie makliker is as ek net kan kyk, ek werk met die oranje driehoek of ek werk met die pers driehoek. So nou moet ek gaan kyk, hulle sê ook vir my hierso, maar tan is positief, ek sien dit, en sin is negatief. So teken vir jouself 'n klein kaasdiagrammetjie en dis nou stap 2, identifiseer die kwadrant. So tan is positief in 1 en 3 en sin is negatief in 3 en 4. Een wat ek 2 keer gemerk het, is altyd die kwadrant waarin ek die som moet doen. So ek gaan hierso met 'n x en 'n y as trek. My driehoek begin altyd by die kruis, dan gaan hy weg en terug na die x-as toe. Okay? Die x sit daar naby die kruis. Nou ek weet onderwysers wil hê jy moet sê x is 'n inspringende hoek wat daarso sit. Dis waar, dit maak dit net baie moeiliker om jou driehoek te identifiseer. So dit is daar, jy kan dit vir jou onderwyser daar insit, maar jy moet weet die x sit eintlik daar binne in die driehoekie. Nou van daar af kan ek nou sien tan van x is teenoorstaande, so die 12 is daar, op aangrensend, so die 5 is daar. Maar hier moet nou groot rooi ligte aangaan. Albei daai rigtings was negatief. So as ek links gaan van 0 af is dit 'n minus en as ek afgaan van 0 af is dit 'n minus. So albei van hulle moet 'n minus bykry en dit beteken die som het dan actually twee minusse daar. Hulle kanselleer mekaar net uit en ek sien hulle nie, maar in jou kwadrant is dit ongelooflik belangrik dat jy dit insit, anders gaan jou somme verkeerd wees. Nou moet ek net gaan Pythagoras en ek sê net okay, skyn sy kwadraat is dan min 12 kwadraat plus min 5 kwadraat en dit gaan dan net vir my gee die wortel van 144 plus 25 en dit is 169, so 13. So skyn sy altyd positief. So nou is my driehoekie klaar vir daai deel. Nou moet ek die driehoekie gaan teken vir k. So hierso gaan ek dan net weer sin alleen kry. So ek gaan sê sin van k is dan gelyk aan 4 op 5 en nou moet ek die kwadrante identifiseer. So hulle sê vir my dis positief. Sin is positief daar en daar, maar tan is negatief in 2 en 4. So hierdie driehoek gaan in kwadrant 2 wees. So ek teken my driehoek daar, k gaan daarso sit, my 90 is hierso, teenoorstaande op skuins. As ek Pythagoras doen, dan gaan ek net sê, okay, so aangrensend kwadraat is gelyk aan 5 kwadraat min 4 kwadraat, dis die wortel van 25 minus 16, so die antwoord is plus of minus 3, want dit gaan 'n 9 wees. So ek kyk na my skets, en die aangrensende sy is in 'n negatiewe rigting, so daai is min 3. Nou kan ek hulle vraag gaan antwoord. So vraag A sê vir my kos van x plus k, soos a plus b weer eens, ek het 'n formule vir kos a plus b. Ek kan dit gaan uitbrei, maar ek gaan dit net color code, dat ek kan sien wat se driehoekie moet ek wat se waarde vandaan kry. So kom ons kyk gou hoe lyk dit. So as ek dit gaan uitbrei, cos x, cos k, minus sin x, sin k, ek weet alles met 'n x gaan ek in die oranje driehoek werk, alles met 'n k gaan ek in die pers driehoek werk. So, cos x in oranje is dan aangrensend op skuins, so dit is min 5 op 13. Sin x is dan teenoorstaande op skuins, en dit is dan min 12 op 13. Nou kan ek oorskryf na die pers driehoek, cos van die pers driehoek is dan min 3 op 5, en sin van die pers driehoek is 4 op 5. Nou kan jy hierdie net op jou sakrekenaar gaan insit, en dan kyk wat se antwoord kry jy. Nou, as ek dit op my sakrekenaar sit, dan sê hy vir my die antwoord is 63 op 65. So onthou, jy kry jou punte vir jou korrekte driehoeke, kry jy elkeen 'n punt, en dan 'n punt vir elke breek wat jy uitgeskryf het, en dan 1 punt vir jou antwoord. So jy hoef nie al die stappies tussenin te wys van hoe jy jou laerskoolbreuke gedoen het nie. So vraag B, sin van 2x, weer is in die oranje driehoek, want hy die x'e in. So ek kan nou net gaan kyk, hulle vra vir my 'n dubbelhoek, maar wat is in my driehoek actually? So in my driehoek is daar 'n enkelhoek. As jy dit sien, moet jy asseblief jou dubbelhoek gaan uitbrei. So onthou, as die driehoek enkel is, maar hulle vra vir 'n dubbel, dan gaan ek hom uitbrei. So ek gaan dadelik gaan sê hierdie is 2 sin x cos x, en ek kan dit dan net gaan oorskryf as teenoorstaande op skuins. So ek maal dit met min 12 op 13, en dan die cos x gaan ek dan net sê is min 5 op 13. En dit kan ek dan net in my sakrekenaar gaan insit, en vir hulle sê die antwoord is 120 op 169. So as my driehoek enkel is, maar die vraag is dubbel, dan doen ek dit. Ons gaan net nou by ander vrae kom wat anders werk, as jy 'n dubbel driehoek het, maar die vraag is enkel. Kom ons bly net eers by hierdie vir nou. So nou is hulle vir my vra, wat is cos 2k, by vraag C. So weer eens, ek gaan net gaan uitskryf met 'n dubbelhoek. Ek kan regtig enige van die 3 van cos se dubbelhoeke kies. Ek gaan sommer bly met cos, soos 2 cos kwadraat k min 1,
en dan gaan ek net die breek gaan invul. So dit is 2 maal min 3 op 5 kwadraat min 1 en dan kan ek dit net op my sakrekenaar gaan insit. En die antwoord is dan min 7 op 25. Okay, julle, so, ons doen hierdie al van graad 10 af. Ek hoop dit maak sin. Kyk na die stappe en dan onthou net om jou dubbelhoeke op die regte tyd te gebruik in jou saamgestelde hoeke. Volgende voorbeeld. As 6 sin 2 theta gelyk is aan min wortel 11. Okay, en hulle gee dadelik vir my 'n kwadrant. So ek hoef nie eers te gaan wonder nie, hierdie som is in die 4de kwadrant. So ek gaan daarso my driehoek net trek en altyd terug na die x-as toe. Daarso sit hy. So wat ek altyd vir my studente leer is, dink aan 'n strikdas. As jy wonder hoe hierdie driehoeke moet lyk, dit moet een van daai 4 wees. Dink aan 'n strikdas of 'n vlinder. As dit nie een van daai is nie, so byvoorbeeld baie mense probeer so 'n sketsie maak of so ietsie. Nie diamante nie, skoenlappers of strikdasse. Okay, so ek kan hierso nou 2 theta gaan insit. So hierso is nou die vraag wat ek net nou genoem het. As hulle vir jou 'n 2 theta gee om jou driehoek te teken, dan kan ek nou sê hierdie is minus wortel 11, so dis teenoorstaande op skuins. Nou moet ek net gaan Pythagoras om uit te werk wat is aangrensend. So x kwadraat is dan 6 kwadraat minus wortel 11 kwadraat. So hierdie is dan net die wortel van 36 minus 11 en die antwoord is plus of minus 5. Hierdie is in 'n positiewe rigting, so dis 'n 5. Daar's hy. Daar is my driehoekie nou volledig. Nou kan ek net gaan kyk wat vra hulle vir my. So as hulle vir my vra wat is cos 2 theta? Die vraag is 'n dubbel, die driehoek is 'n dubbel, so ek kan net gaan sê cos 2 theta is dan gelyk aan aangrensend op skuins. En dis regtig al wat ek hoef te doen. Niks anders nie, niks uitbrei, niks formules nie. Dis die antwoord. Maar nou, by vraag B. Nou vra hulle vir my vir 'n enkel hoek, maar my driehoek is 'n dubbel. So hierso gaan ek dan vraag A se antwoord gebruik en hom gaan oorskryf met die beste opsie wat vir my by cos theta gaan uitbring. So ek soek nie weer 'n sin nie. So ek gaan dan die opsie kies wat sê 2 cos kwadraat theta min 1 en ek weet nou cos se dubbel was gelyk aan 5 op 6. En nou is dit 'n algebra som. Nou is ek klaar met die driehoek. Ek moet nou algebra tot cos theta alleen is. So in hierdie geval gaan dit dan net wees 2 cos kwadraat theta is gelyk aan 5 op 6 plus 1 gee dan vir my 11 op 6 en ek gaan dit dan net deel met 2 en vierkantswortel. So 11 op 12. Dan sê jy kan dit op jou sakrekenaar insit, maar daai is die antwoord. Vraag C, presies dieselfde. Ek gaan nou net die ander opsie vir cos se dubbel gaan kies, die ene wat my by sin gaan uitbrei. So dan gaan ek net sê 1 min 2 sin kwadraat theta is gelyk aan weer eens 5 op 6. Want onthou ek werk die hele tyd van cos dubbel se antwoord af en dit was 5 op 6 gewees. Nou gaan ek net die een weer gaan oorvat, dan kan ek sê minus 2 sin kwadraat theta is gelyk aan, ek het nou geminus met 1, so dis minus 'n 6de, ek gaan albei kante deel met minus 2, so dit word dan net 1 op 12, en ek gaan vierkantswortel. Daar's hy julle, so, hierdie is moeilik as jy dit nog nooit gesien het nie, so asseblief onthou dit dat hulle jou nie uitvang in 'n eksamen, en jy die driehoek gaan probeer gebruik en goeders halveer, en jy mag dit glad nie doen nie. Werk deur cos se dubbelhoek, altyd. Ek hoop hierdie driehoekies maak sin, jy gaan definitief sulke kry, maar daar's 'n ander variasie wat ek jou gaan wys in die volgende video, en dan is daar 'n oefenvideo net na dit, sodat jy kan sien of dit sin maak en of jy die verskil tussen almal kan raak sien. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.